Goeiedag, lieve luisteraars. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vandag om weer saam met u te gesels rondom hierdie lieflike woord van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is wonderbaar, God is magtig en hy is kragtig. En ons gee God al die eer vir sy wonderwerke en kragtige werke wat hy in ons lewens doen en in ons land doen en in ons gemeenskappe doen. Dit mag dalk lyk dat die Here nie iets doen in ons gemeenskappe nie, maar ek wil vir u sê, God is 'n werklikheid. Daar is goeie mense wat die Here op ons paaie stuur en daar is dinge wat vir ons beter gaan. Ons was nie meer waar ons was nie, maar ons is ook nie waar ons wil wees nie, maar die Here het ons deurgedra. Ons staan in die 3de maand van hierdie jaar en God het ons tot dusver gedra. As dinge lyk asof niks nog verander het in jou lewe nie, wil ek u vandag bemoedig dat die Here kan verandering in jou lewe bring. As jy sê dit is onmoontlik, wil ek tog vir u vra dat u luister na hierdie bemoediging, dat hierdie boodskap wat ek vandag tot u wil bring in Jesus naam. Kom ons sluit ons liewe oë en ons vertrou die Here vir 'n mooi werk. Vader, ons dank u vir u genade en u getrouheid. Ons dank u vir alle mooi dinge wat u kom doen het. Ons dank u vir u liefde en u genade. Ons dank u, Here, vir dit wat u alreeds vir ons kom doen het, Here. En ons dank u, Here, vir u kosbare bloed, my God, wat vir ons kom reinig en heilig, my Vader. Ons dank u vir dit, Here. Ek bid, Here, vir wysheid, vir insig, vir kennis, Here, vir inspirasie, my Vader, in die kragtige naam van Jesus Christus. Wees u altyd deur die fondasie onder my voete en maak u die hart van elke kyker, Here, die verstand van elke kyker oop, my God, om u te aanvaar, Here, in Jesus Christus naam. Amen en amen. Wonderbaar is die Here. Kom ons gaan in die woord van die Here in 1 Korintiërs 7 vanaf versie 20. Die Bybel sê vir ons daar, in die samelewing moet elkeen bly in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. As jy 'n slaaf was toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. 'n Slaaf wat deur die Here geroep is immers 'n vrygemaakte van die Here. Net so ook is 'n vry man wat deur die Here geroep is, nou 'n slaaf van Christus. Julle is vrygekoop en die prys is betaal. Moet dan nie slawe van mense wees nie. Die Here sien sy woord en die lesing daarvan. Liewe kykers, terwyl ek deur hierdie skrifgedeelte gaan, besef ek, van die gees van die Here my en hy laat my terugdink van die Bybel sê vir ons daar in die Ou Testament, verklaar die woord van die Here en hy sê, aanskou die rots waaruit jy gekap is. Hy noem ook vir ons, hy sê, stel vir jou mylpale op, stel vir jou stoptekens op, sodat jy kan kyk waar langs die Here jou gelei het. En ek dank die Here, dat die Here my elke kere kan terugwys waar hy my uitgehaal het. Elkeen van ons het die Here nodig om ons uit te haal. Wanneer mense ons uithaal, dit is nie dieselfde ervare of dieselfde ondervinding as wat wanneer God 'n mens uithaal nie. Wanneer mense jou uithaal, dan kan mense vir jou sê, ek het jou uitgehaal en ek kan jou weer daarin sit. Mense kan jou remind dat hulle het jou gehelp uit die situasies uit. Mense sal altyd vir jou wil laat besef hoe jy hulle gevra het of hulle hulp nodig gehad het. Maar hierdie God, hy herinner ons nie aan baie dinge nie. Wanneer hy ons vry maak, dan vergeet hy van wat hy ons gedoen het. Ek hoor dat die Bybel verklaar hier in 1 Korintiërs 7 vanaf versie 20. Hy sê hier vanaf versie 21 sê, as jy 'n slaaf was toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. Hy sê, maak gerus daarvan gebruik. 'n Slaaf wat deur die Here geroep is immers 'n vrygemaakte van die Here. 'n Slaaf wat deur die Here geroep is immers 'n vrygemaakte van die Here. Maar hy sê, as jy 'n slaaf is, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Maar as jy die kans kry om vrygemaak te word, dan moet jy die kans
gryp. Hy sê, maak gerus gebruik van die kans wat jy kry om vrygemaak te word. Vandag het daardie kans vir ek en vir u gekom. Vandag het daardie kans gekom. Daardie kans het plaasgevind, soos die skrif, soos die woord vandag vir ons hierso lê. Hy sê in versie 23, en julle is vrygekoop en die prys is betaal. Moet dan nie slawe van mense wees nie. Ons is vrygekoop en die prys is vir ons gebetaal. En hierdie prys was toe Jesus Christus 2000 jaar gelede sy lewe op die kruis van Golgotha opgeoffer het vir ek en u se lewe, vir ek en u se oortredinge. Hierdie prys is betaal. Ek en u, ek dink so terug aan my verlede, toe ek 'n slaaf van die sonde was, toe ek 'n slaaf van die oortredinge in hierdie wêreld was, toe ek 'n slaaf was van myself, van my eie wil, 'n slaaf van verkeerde invloede, 'n slaaf van negatiewe omgewings, 'n slaaf van negatiewe vriendskappe. Toe ek in my verlede gesit het in die kring van die spotters, toe ek gesit het in die kringe van moordenaars, in die kringe van bedrieërs, in die kringe van leenaars, toe ek gesit het in die kringe van skelms, toe ek tyd 'n slaaf was, toe ek vasgevang was in dinge wat vir my gelyk het asof dit reg was. Van die Bybel sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. En hierdie weg was vir my 'n gevangenskap. Ek was 'n slaaf van hierdie dinge, want ek was beïnvloed deur verkeerde invloede, deur verkeerde mense, deur mense wat dood wil maak, wat moord wil pleeg, wat besig is om my lewe na die afdrand te vat. Ek was deel van bendeskap, deel van dwelms, misbruik, deel van drugs, deel van al hierdie verkeerde dinge. Ek was deel van moorde, deel van aanrandings, deel van baie dinge wat gebeur het, wat ek nie baie van hou om oor te praat nie. Vandag is daar jong manne, groot manne, jong dames, groot moeders, wat sit in hierdie selfde situasies. En ons word nie jonger nie, ons word ouer. Ons lewens gaan aan en ons vind ook uit, wanneer ons in die spieël kyk, dan sien jy ook dat jou gesig lyk nie meer soos jy gelyk het toe jy jonger was nie. Jy kan sien, jy kry hier 'n grys haar en jy kry daar 'n grys haar. Jy kan sien dat jou gesig is nie meer so mooi en vol nie. Dit begin te nou 'n ander vorm kry van jy verouderd. En dit is as gevolg van hoe die jare aanloop. Maar met hierdie ouderdom en met hierdie liggaamsveranderinge bly ons nog in dieselfde situasies, ons bly nog 'n slaaf van die sonde. Wat verkeerd is, die Bybel sê vir ek en vir u, ons staan nie meer onder die wet van die sonde nie. Ek en u is vrygekoop deur die Here Jesus Christus, deur die geloof in die Here Jesus Christus. Ons het nie meer nodig om te staan onder sekere wette en vas te aan sekere wette en sekere verordeninge nie. Al wat ek en u nodig het om te doen, is om die geloof in Christus Jesus te hê en dat hy vir ons sy lewe opgeoffer het op die kruis van Golgotha en dat hy die prys betaal het vir ons oortredinge en nou is ons vry. Al wat ek en u nou staan om te doen, wat ons nou die vermoëns het of die reg het om te doen, is om die kans te vat. Die Bybel sê vir ons vandag, hy sê vir ons vandag hierso, hy sê, maak gerus daarvan gebruik. Hy sê, maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. Amen. Ons moet gebruik maak van hierdie geleentheid wat ons kry deur die genade en deur die liefde van ons Here Jesus Christus. Want hy het al reeds vir jou deure oopgemaak. Hy het al reeds vir jou wonderwerke verrig. Hy het al reeds dinge vir jou gedoen. Dit wat jy graag in die lewe kan bereik. Jy begeer sekere dinge en jy wil graag iets bekom in die lewe en jy dink dit is in daardie rigting wat jy indink, maar dan het God 'n baie beter plan vir jou in stoor. Mama, papa, jongman, jongvrou, ek waarborg u, as u nou op 'n eind tot 'n stop kom met die verkeerde dinge wat u doen, as u nou daardie dinge tot 'n einde bring, daardie gangsterisme, daardie drugs weggooi en dit verlaat, as jy nou besluit om 'n regte stap te neem, daar is mense wat wag vir jou om te sê, ek wil verander. Daar is mense wat jou kan help, maar mense wat wag vir jou om te sê, jy wil verander. Van hoe kan jy iemand help wat nie wil gehelp wees nie? Die Bybel sê, 'n blinde kan nie 'n blinde lei nie. Die Bybel leer ons ook, hulle albei sal dan in 'n gat of in 'n sloot val. Die Bybel sê ook, jy kan nie iemand maak, drink of iets doen nie. Jy kan nie 'n persoon forceer om iets te doen nie, maar as daardie persoon gewilliglik kom, dan is alle moontlikhede
daar. Hier gee die Bybel vir ek en vir u 'n waarborg. In 1 Korintiërs 7 vanaf versie 20, hy sê daar vir ons, in versie 21 sê, as jy slaaf was toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Hy sê, jy moet jou nie daaroor kwel nie, maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. Ek wil u vandag sterk bemoedig. Maak gebruik van die kans wat die Here Jesus Christus vir u gee. Die Bybel leer vir ons, hy sê, daar sal 'n tyd kom, wanneer ons na die woord van God sal soek, wanneer ons na die aangesig van die Here sal soek, maar dan sal ons dit nie vind nie. Hy sê, soek my terwyl ek nog te vinde is. Hy sê, roep my aan, sê die skrif, sê die Bybel. Hy sê, roep my aan en ek sal jou bekend maak ondeurgrondelike dinge. Dit is die God wat ons dien. Hy sê, ons moet hom aanneem. Ons moet hom aanvaar om deel van hom te wees. Hy sê so mooi in Johannes 1, verklaar die woord so mooi. Hy sê, en hulle wat die woord van God aanvaar het, en hulle wat na die lig toe gekom het, hulle het die mag gekry, hulle het die reg gekry om kinders van God te wees. Hulle het die mag gekry om kinders van God te wees. Dit is 'n mag, dit is 'n reg wat jy kry om 'n kind van God te wees, sodra jy Jesus Christus aanvaar. En dinge sal vir jou dan verander. Van dan is jy vrygekoop deur die bloed van die lam, vrygekoop deur die kruisiging van die Here Jesus Christus, want hy het gesterwe vir jou. Hy het gesterwe vir jou oortredinge, vir ek en vir u het hy sy lewe opgeoffer, en die toekoms is daar oop vir ons. Daar's geleenthede, daar is opportunities, as ek en u bereid is om 'n verandering te maak, om gebruik te maak van die kans, om los te kom uit die slawerny van sonde, om los te kom uit hierdie slaafskap van die oortredinge van hierdie wêreld, oor die wêreldse regering. Die Bybel sê, die liefde van die Here is 'n liefde wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Die vryheid van die Here is 'n vryheid wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Die vrede van God is 'n vrede wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Wanneer jy in Christus is, sal jy al hierdie dinge ervaar. Jy sal dit ondervind. Wanneer jy alleen voel, dan weet jy die Here is daar om vrede te gee. Die Here is daar om jou te comfort. Die Here is daar om jou te troos. Die Here is altyd by jou wanneer jy alleen beweeg. Jy het nie nodig vir baie mense nie, solank jy die Here in jou kant het, solank jy die Here by jou het. Ek wil vir u sê vandag, mamma, papa, jy kan dit doen. Ek wil vir jou sê, jong man, jong dogter, julle kan dit doen. Jy kan jou lewe verander. Jy kan uit hierdie bendeskap uitkom. Jy kan uit hierdie dwelms uitkom. Moenie toelaat dat jou gedagtes, jou gevoelens beïnvloed nie. Die Bybel leer ons, hy sê die gedagtes is die slagveld van die vyand. Dis ons gedagtes en wat ons gehoor het en die gewoontes wat ons in is, wat vir ons laat sukkel om uit hierdie dinge uit te kom. Maar as ek en u die kans waag, as ons dan nou die geleentheid aangryp om Jesus te vertrou, om Jesus aan te neem, om Jesus aan te roep, dan sal die Here vir ons help. Ek hou so van 'n lied wat sê, hy sê stap vir stap na die saligheid. My Jesus, hy lei my en hy verwys my hoe om te stap na die saligheid. Ons vat dit stap vir stap. Dawid sê so mooi, sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is met my. Die Here lei my en hy verwys my. Die Here dek 'n tafel voor my aangesig. Dawid sê, die Here maak sy hoof vet met olie, sy beker loop oor met goedheid en guns. Net goedheid en guns sal hom volg al die dae van sy lewe tot in lengte van dae. Die Bybel verklaar, dan het Dawid die Here aanroep. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Bybel verklaar, Dawid se vertroue is so volkome in Christus Jesus, dat hy sê vir homself, hy sê, met hierdie God loop hy 'n bendestorm plat. Hy sê, met hierdie God spring hy dwars oor 'n muur. Kyk wat die Here vir jou, wat God vir jou laat doen. Wanneer jy God aanneem, het jy die vermoëns om 'n bendestorm plat te loop. Jy het die vermoëns om dwars oor 'n muur te spring, oor 'n hoë muur te spring met hierdie God. God het van Dawid 'n koning gemaak, en so is God in staat, sodra ek en u hierdie vryheid aanvaar, sodra ek en u hierdie boodskap aanvaar,
jaar, sodra ek in U, Jesus Christus, die kans waag om vry te wees uit hierdie slawerny uit, as ons vry wil wees en onder hierdie wet van die wêreld uitkom, as ons vry wil wees in Christus Jesus, sodra ons dit aanvaar, dan kan ons praat soos Dawid praat, dan kan ons beweeg soos Dawid beweeg het, maar ek en U is nie Dawid nie. God sal jouself vir jou bewys wie hy in jou is en wat hy deur jou lewe doen, wat hy deur jou liggaam doen. God is in staat om wonderwerke te verrig. Ek staan vandag hier myself as 'n wonderwerk. Ek glo dat ek is 'n wonderwerk uit die hand van die Here, want die Here het my lewe verander. Die Here het my vry gemaak. Die Here het my loskom maak. Die Here het my vry gekoop deur sy bloed. En toe ek die besluit neem, toe ek van die geleentheid gebruik maak, toe ek van die kans gebruik maak om vry te wees, toe het die Here my al die pad gehelp. Hy het my stap vir stap gevat. Wanneer ek gestruikel het, het hy my opgetel. Wanneer ek mismoedig kon word het hy my vasgehou. Wanneer ek gehuil het en gevoel het, ek kan nie meer op hierdie pad bly nie, dan was die Here daar om my op te tel. Dan stuur die Here vriende, regte mense op my pad wat in Christus is, om my te bemoedig, om my op te tel. Die Here is altyd getrou. God sal mense in jou lewe stuur wat jou nie ken nie, maar wat jou kan kom bemoedig en vir jou kan optel. Gee God net die kans, gee hom net die geleentheid, aanvaar hom net en jy sal sien die vrugbaarheid wat God in jou lewe plaas. God sal jou voorspoedig maak, God sal jou vrugbaar maak, want hy is in staat alleen, hy alleen is in staat om hierdie wonderwerke te kan doen. Elke struikelblok wat in jou pad vandag is, elke situasie wat in jou pad is, elke ongeloof wat in jou hart is, vra die Here vandag om die ongeloof weg te vat. Ek dink aan hierdie vader en hierdie seun wat homself in die vuur gegooi het elke keer. Hy was van 'n duiwel besete en het hom elke keer van 'n bose gees beset en hom elke keer skuim in sy mond gekry en homself in die vuur gegooi. En Jesus het gevra, waar is die Vader? En die Bybel sê, en Jesus het vir die Vader gevra, glo jy? En die Bybel sê, en die Vader het gesê, Here, help my in my ongeloof. Help my in my ongeloof. Baie maal is dit ongeloof wat vir ek en vir u veroorsaak dat ons nie uit ons omstandighede kan kom nie, dat ons nie uit hierdie slawerny kan kom nie, dat ons nie vry kan wees nie. Van ongeloof hou jou onder slawerny. Hy hou jou onder daardie gebod, hy hou jou gebukkend, hy hou jou in daardie krankheid, omdat jy nie geloof in Christus het nie, maar jy het nog ongeloof in jou. Toe die pa van hierdie seun vra, help my in my ongeloof, toe word die seun van hierdie vader genees. Toe is daardie seun genees van daardie gees wat hom elke keer omgooi en in die vuur rol. Toe is hy genees van daardie siekte wat die skuim uit sy mond kom, van sy pa so ongeloof het dit veroorsaak. Ek wil spreek tot vaders wat vandag sit daar en twyfel dat hulle kinders sal regkom, dat die kinders uit dwelms uit sal kom, wat twyfel dat hy sy seun sy lewe kan verander word. U het opgegee, vader, mamma, u het opgegee, papa, u het opgegee in u kind se lewe. U het opgegee, u het hom uitgesit, u het gesê hy kan nie meer hier inkom nie. Ek wil u vandag waarborg, ek sê vir u vandag, u moet net die Here vra, aanvaar en sê, Here, maak my vry. Ek aanvaar hierdie, ek maak gebruik van hierdie geleentheid om vry te wees deur die kruisiging, deur die bloed van die Here Jesus Christus. Ek glo dat u op die kruis van Golgotha meer as 2000 jaar gelede u lewe opgeoffer het. Ek aanvaar u vandag as my verlosser, my heiland en my saligmaker, en u sal die verandering in u seun se lewe sien, maar u moet 'n vaste geloof in Christus Jesus hê. U moet glo en vertrou in alles wat in u is, met u hele hart, u hele siel, u hele verstand en al u krag. Die Bybel sê dat ons met alles glo, alles wat in ons is, moet ons glo dat Jesus Christus 'n werklikheid is, dat Jesus Christus opgestaan het, dat Jesus Christus sy lewe opgeoffer het vir ons oortredinge, en hy sal dan die wonderwerke verrig in ons lewens. Ek waarborg u vandag, terwyl u na hierdie boodskap luister, kyk na my. My lewe is verander. Vandag het ek 'n moeder wat na my toe kom, ankels, anties, niggies, neefs, wat na my toe kom vir raad, wat na my toe kom vir gebed, wat na my toe kom vir hulp, wat na my toe kom om 'n woord van die Here te ontvang. Ek het vriende, ek het nooit daaraan gedink toe ek onder slawerny was, toe ek in hierdie sonde vasgevang is, in slaweskap, het ek nooit daaraan gedink dat eendag sal mense na my toe kom
om te vra vir hulp, om te vra vir gebed, om te vra vir raad. Ek het nooit daaraan gedink nie, maar die Here het dit moontlik kom maak. Ek is nie so hoog geleerd nie, ek is nie so uitgesond nie, ek is nie so goed geeducate nie, maar ek kyk na die lewe van die disippels van ons Here Jesus Christus. Hulle was nie bang of bevrees om te praat oor die goedheid van die Here nie. En die Fariseërs en hoëpriesters wat op hulle neergekyk het, was self verbaas vir die manier hoe dat hulle met boldness, met vrymoedigheid staan en die naam van die Here Jesus groot maak. Vandag staan ek hier, nie so geleerd nie, nie hoë kwalifikasies nie, maar God het my 'n geleentheid gegee om op Kruiskyk televisie te preek en 1 of 2 persone se lewens te verander deur hierdie woord. Ons het nie nodig vir hoë geleerdheid nie. Solank as wat ons die Here Jesus Christus het, solank as wat ons weergebore in Jesus Christus is, het ons die hoogste kwalifikasie in hierdie wêreld bereik. Van Jesus Christus is ons hoogste kwalifikasie. Die geloof wat ons in Jesus Christus het, gee vir ons die vermoëns om alles te kan doen. Want hy sê, ons is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Mag die Here vir u vandag seën. En ek glo en vertrou dat daar iemand is vandag wat na hierdie boodskap luister en 'n kans vat en gebruik maak van die geleentheid om Jesus te aanvaar. U kan my kontak, u kan my skakel en ek sal vir u 'n gebed doen. Ek is bereid om u na die Here te lei. Die Here is getrou. Mag God u seën, jong man, jong dogter, mag die Here jou seën. Jy wat daar sit met trane in die oë en miskien dalk net op hierdie boodskap afgekom het, op hierdie program afgekom het en kyk na hierdie boodskap. Ek wil jou sê, jy moes dit kyk, want die Here het 'n behaag in jou lewe. God wil jou vrymaak. Dis die rede hoekom jy op hierdie video afkom, hoekom jy op hierdie program afkom, is omdat die Here bereid is om jou vry te maak. Jy moet gebruik maak van die geleentheid wat jy het. Jy het net daar wat jy is, gaan op jou knieë en aanvaar Jesus Christus as jou verlosser, as jou redder, as jou saligmaker. Mag die Here u ryklik seën. Vader, ek dank u vir verlossing wat plaasvind. Ek dank u vir 'n volmaakte werk, Here, wat plaasvind. Ek dank u, Here, vir mense, Here, wat u aanvaar, my God, Here. Ek dank u, Here, vir hulle, wat hulle lewens kom verander, Here, omdat u, Here, op die kruis vir hulle gesterwe het. Ek dank u, Here, dat u mense kom vrymaak, my God, in Jesus heilige naam. Ek prys u naam, ek loof u kosbare naam, Here. Ek is vandag vry, my God, deur die kosbare bloed van Jesus Christus van Nasaret. Seën die kykers, Here, seën hierdie luisteraars, Here, seën elkeen, Here, wat na hierdie program gekyk het, Here, en maak hulle voorspoedig in Jesus heilige naam. Amen en amen.